is ons daarom gegaan, het dan nog 'n ding my pad langs gekom oor die voete. En ek het gedink ek wil dit graag met julle deel, terwyl ons nou juist op hierdie plek is. So, as ons gaan kyk na die voete, en ons het nou al tyd spandeer met skoene, en ons het nou al tyd spandeer met baie van hierdie goed, maar hier is een spesifieke ding wat ek dink ons nog misgekyk het. So gun my die geleentheid om dit met julle te deel vanaand. Nou, ons lees op 2 plekke in die Bybel, net op 2 plekke in die Bybel, trek jou skoene uit, jy staan op heilige grond. Nou, ek weet nie of julle vinnig kan dink, waar was dit nie? Moses? En die tweede plek? Joshua. Joshua. Ja. Kyk wie sit saam met my in Bybelstudie doen. Ja, trek jou skoene uit, jy staan op heilige grond. Nou, in hierdie proses, ek kan nie vir hom Jan sien nie, in hierdie proses, as ons gaan kyk na trek die skoene uit, en daar's 2 plekke waar dit voorkom, is daar 3 profetiese goed in dit wat ek dink ons mislik. En dit is wat ek vanaand met julle wil deel. Maar ek wil eers bietjie by die eerste een stil staan, en vergewe my dat ek dit doen, want ek weet van julle het al gehoor wat ek vir julle wil sê rondom dit, maar ek het toch gedink, dis baie belangrik. Nou, as ons gaan kyk na Exodus 3 vers 5, en dis die gedeelte waar Moses dan nou by hierdie brandende bos gekom het, onthou julle, dan staan daar in Exodus 3 vers 5 in die Nuwe Lewe in die Bybel, moenie nog nader kom nie, het die Here vir hom gesê. Met ander woorde, 2 goed gebeur. Eerstens, kom hierdie stem uit die bos uit, wat ons nou al lankal geïdentifiseer het as die stem van Jesus, onthou julle? Die woord van God. Nee? Wat uitkom, wat sê, moenie nader kom nie. Met ander woorde, bly waar jy is, moenie te naby aan my kom nie, so daar is iets daarin wat ons moet gaan kyk. En die tweede een sê, trek jou sandale uit, die plek waarop jy staan is heilige grond. Wat beteken dit? En ek dink ons het nou al hoeveel keer daaroor gepraat, maar daar is toch 'n paar belangrike goed wat ek met julle wil deel. Nou, Moses was uit die aard van die saak seker nuuskierig om te sien hoekom hierdie bos nie uitbrand nie, en nader hulle aan die bos, weet hy gekom kyk, wat gaan aan? Sou julle dit nie ook gedoen het nie? Jy sien hierdie bos brand en jy wonder wat gaan nou aan. Vir 40 jaar pas jy skape op, 40 jaar loop jy op daai berg, nog nooit was daar 'n brandende bos wat nie uitbrand nie. So kom ons kyk wat aangaan. Maar Moses het nie besef dat daar 'n afstand tussen hom en God moet wees nie. Want Moses het nog nie tot bekering gekom op hierdie stadium nie. Moses is nog 'n sondaar. Nee? En omdat Moses nog vol sonde is, kan hy nie in God se teenwoordigheid kom nie. Daarom sê God vir hom, moenie nader kom nie. Want sy sonde kan nie in God se teenwoordigheid kom nie. Julle hoor wat ek vir julle sê. En julle nou mooi luister, want ons moet besef, ons het hier te doen met Moses se Damaskus ervaring, as ek dit so kan noem. Soos Paulus vir God ontmoet het, daar by Damaskus, so ontmoet Moses vir die eerste keer God hier op die berg. Dit is sy bekeringsplek. Moses het nog nooit voorheen God gedien nie. Hy weet nie eers wie God is nie. En ek wil vir julle net graag hierdie ding vertel wat ek ander dag in daai ander fancy Bybel gekry het van Moses. Toe sy suster en Aaron hom aangevat oor die Kusitiese vrou. Moses kon nie met haar gemeenskap gehad het nie, want hy moes altyd heilig voor God wees. Ja. En ek het dit nooit besef nie, ek lees dit toe nou die dag, lees ek dit, en dit was net vir my, soos jy nou sê, dit is nou interessant, maar as jy dit nou daarby sit, dan sien 'n ou waarlik wat God se doel met Moses was. Ja, maar gaan julle nou verduidelik, want kyk, Moses het God nie geken. Ja. Nee? So julle sal nou sien, as jy gaan kyk na Moses se besware, en die wat nou saam met hom by die ouer huis was, sal nou 'n bietjie weet, maar die eerste ding wat Moses sê is, maar wie is ek dan? As God vir hom sê, jy moet gaan en sê, maar wie is ek dan? Nee? En dan sê God vir hom, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak wie jy dink jy is nie, dit maak saak wie ek is. Verstaan jy?
En baie keer in ons lewe kom daai ding by ons op, dat jy sê, maar Here, ek kan nie dit vir u doen nie. En dan sê God, maar dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak saak wie ek deur jou kan wees. En ek dink ons vergeet altyd bietjie daai konsep, maar dis nou nie vanaand se boodskap nie, maar dit is toch belangrik. En dan net daarna kom hy, en as God nou klaar hierdie ding met hom bespreek het en geantwoord het, en julle kan gaan luister, ek dink, is hierdie boodskap van Moses Hy is op, ja. die ding, ek dink hy is op YouTube, julle kan hom gaan luister daar, dan sê Moses die tweede, maar wie is u dan eintlik? Hy weet nie wie's God nie. Nee? As jy gaan lees in Eksodus 3 vers 13, dan sê hy, Moses het agtertee gestribbel. As ek by die volk van Israel kom en vir hulle sê, die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle my nie glo nie. Hulle sal vra, en wie is hy eintlik? Wat moet ek dan vir hulle sê? Ek is. Met ander woorde, Moses sê, dis nou goed en wel om te sê, dit maak nie saak wie ek is nie, maar ek weet ook nie wie u is nie. Verstaan, want hy ken God nie. Hy is nog steeds 'n sondaar. Jy sien, so, ek het hier geskryf, Moses ken God nog nie, hy weet nie met watter God hy praat nie. Hy het sy hele lewe geleer van afgode van Egipte, en hy is nou getroud met die dogter van 'n Midianitiese priester. Hy het nog nie by God uitgekom nie. Hy het sy hele lewe is afgode, tot nou toe. En nou sê hy, maar wie moet ek nou vir die Israeliete sê, is u nou? Want hy het nou al die baie afgode wat saam met Egipte gekom het, hy het al die Midianitiese priesters, die Baal afgode, die son en al daai goed. En hy sê, maar wie is u nou? Wat het jy vir die baie afgode? Dis eintlik wat hy sê. Nou, dis interessant as jy gaan kyk in die Bybelse Torah, Moses se vrou, daar staan, as jy nou bietjie in die Joodse geskrifte gaan lees, dan sê the pagan daughter of a pagan priest. Ja. So sy was regtig nie 'n gelowige nie. En as ek sê gelowige, praat ek nou maar van in die konteks van 'n Joodse persoon nie. En ek het hier geskryf, Moses vlug op 40-jarige ouderdom na die woestyn toe, hy bly daar vir 'n verder 40 jaar, julle weet dit. Later trou hy met die dogter van Jethro of Reuel, dit hang af waar jy lees. Hy is 'n Midianitiese prins of 'n priester. Eintlik 'n prins en 'n priester, want hy was baie hoog aangeskreef. En Moses het verseker nog nooit enige kennis opgedoen van die God van die Israeliete nie. Hy weet nie, wie is hierdie God nou? Nee. As jy gaan lees in Eksodus 3 vers 1, dan staan daar, Moses het sy skoonpa Jethro se skape opgepas, en Jethro was een van die priesters van Midian. So dit staan in soveel woorde in ons Bybel. Jy kan daar gaan lees in Eksodus 3 vers 1. Nou, ek het gesê, Moses weet dat die Egiptenare verskeie afgode aanbid, hy wil voorbereid wees as hy Farao hom vra, waar kry hy sy gesag vandaan? Hy moet weet, en daarom hou hy aan met vrae. Nou, dit is baie interessant, as jy nou gaan kyk in die Amplified Bible, dan kom daar 'n woord behold in. Ja. Die Engels sê, and Moses said to God, in Exodus 3 vers 13, behold, when I come to the Israelites and say to them, en dan word behold, en dan word daar's 'n woord wat nie in die Afrikaans is nie, en wat beteken dit? As jy gaan kyk, dan sal jy sien, behold is soos take note. Met ander woorde, dis belangrik. Ek wil graag weet wat aangaan. So Moses was onseker met wie hy praat, hy ken nie God se stem nie, hy weet nie, is dit God wat met hom praat of nie met hom praat nie, hy vra hierdie vraag. En dan moet jy onthou, Moses se vrese was ook nie ongegrond nie. Want toe hy by die Israeliete kom, toe het hy hom presies dit gevra. So Moses het geweet, hy was nie dom nie, hy het geweet. Want wat gebeur toe hy by die Farao kom? Die eerste vraag wat Farao vir hom vra in Eksodus 5 vers 2 is, en wie is die Here nogal dat ek na hom sal luister? Hy staan presies so in die Nuwe Afrikaanse vertaling, hy sê, en wie is die Here nogal dat ek na hom sal luister? So Moses se vrese was glad nie ongegrond nie, hy het presies geweet die Farao gaan dit vra, en dis hoekom hy toe nou met God gepraat het. Nou, julle moet onthou dat Moses het 40 jaar terug, voordat hy uit Egipte uitgegooi het hy probeer om Israel in sy eie krag te beskerm.
Maar onthou julle, hy het in sy eie krag het hy die Die Egiptenaar slaaf doodgemaak. Amen. Nee. En hy het gedink in sy eie krag kan hy hierdie volk van hom beskerm. En nou kom God en hy leer vir Moses, jy gaan dit nie in jou eie krag doen nie, jy gaan dit in my krag doen. Ja. Maar hy weet nou nie eintlik wie is hierdie God wat dit vir hom sê nie, né? So, ek het hier geskryf, Moses verwag dat hulle agterdogtig teenoor hom sal wees en sy motiewe sal bevraagteken om hulle leier te wees. En Moses kom na 40 jaar van nêrens af nie. En hy vertel vir hulle dat hy 'n stem gehoor het van 'n God wat hom opdrag gegee het om hulle uit Egipte uit te lei. Hy sê, dis nie goed genoeg nie. Ek moet meer as dit hê. Meer vleis hê. Voordat ek dit vir hulle kan gaan vertel, né? En hy sê, wat gaan hy vir hulle sê om hulle te oortuig? Hy weet nie eers of hulle hom nog gaan onthou as hy na 40 jaar terugkom. Hy weet nie of sy familie nog leef nie. Onthou vir 40 jaar is hy groot gemaak as 'n Egiptiese prins. Ja. So hy het nie soos 'n Jood gelyk nie. Nee. Een teen een sal hy ook daai verskriklike tattoos en goed op sy gesig gehad het. En nou moet jy onthou, en vir 40 jaar was hy in die woestyn. Hoe lyk iemand wat 40 jaar lang skape oppas in die woestyn? Hy is soos leer, hy is soos leer gebrand. Verstaan julle? Daai tattoos is al weggebrand. En nou sê hy weet nie of sy familie nog lewe nie. Hy het vir 40 jaar nie van hulle gehoor nie. Ek bedoel, hulle dink hy's dood. Né? Nou 40 jaar terug wou die Israeliete hom nie aanvaar nie. Wat gemaak het hulle hom nou aanvaar? Ja, want wat hulle van hom al weet is dat hy het die soldaat daar doodgemaak. Ja. En daai Israeliete het hom gesê, jy moet ook dood nog soos Ja. die Egiptenaar doodgemaak. Ja. Hy is eintlik bietjie bang op dalk seker. Ja. Ja. Jy sien so, as jy nou gaan lees in Eksodus 2 vers 13 tot 15, dan sê hulle, en toe hy die volgende dag weer by hulle kom, sien hy 2 Hebreërs wat met mekaar beklei, en hy sê toe vir die een wat verkeerd was, waarom rand jy jou volgende aan? Wie is jy nog, sal hy die man geantwoord, wie het jou as baas en regter oor ons aangestel? Wil jy my ook doodmaak soos jy die Egiptenaar gister doodgemaak het? En Moses het geskrik en hy het vir homself gesê, almal weet wat gebeur het. En die Farao het ook van die ding te hore gekom en hy het opdrag gegee dat Moses gesoek en tereggestel moes word. En Moses het egter vir die Farao gevlug. So daar was klaar 'n doodsvonnis uitgespreek wat oor sy kop gehang het. En dis hoekom hy toe nou gevlug het, né? Nou moet hy teruggaan. So ek dink hy hoor nog steeds hierdie woorde van, weet, wie is jy nogal om te dink jy gaan, weet, ons kom help. En hy vlug. So hy vlug van sy verlede en nou moet hy teruggaan na dit toe, die wat hom verwerp het, om daarby uit te kom. Nou, ek het hier gesê, daardie ding het jou lewe lang ontspoor vir 40 jaar en jy het nou genoeg tyd gehad om jou wonde te lek, dis tyd dat jy terugkeer en doen waarvoor jy geskape is. Baie keer in ons lewe gebeur dit ook met ons goed, nou. En dan lek jy jou wonde vir 40 jaar. En dan sê God, weet jy wat, dis nou genoeg. Amen. Dis nou tyd dat jy teruggaan daar waar die seer plaasgevind het, dat ons hierdie ding uitsorteer en dit uitmaak. Jy kan nie vir jou res van jou lewe vlug nie. Maar ja, dit is nou daar gelaat. Kom ons kom net terug. God antwoord toe nou vir Moses en hy sê vir hom, ek is. Sê vir hulle, ek is. En wat belangrik is van hierdie ek is dat ek is word nie gebind deur tyd of ruimte nie, of geskiedenis nie. Met ander woorde, ek is, dis nie ek was of ek sal wees nie, ek is. En ek is vir altyd vorentoe en agtertoe. Die Engels is baie beter. Die I am. Ja, I am. Dis baie, as jy dit gaan ondersoek, dan sê dit baie meer as ek is. Baie meer. Ja. En ons gaan vinnig kyk, want as jy gaan kyk, Jesus kom later, onthou nou, dis Jesus wat verskyn in die brandende bos. Né? En as julle nou nie meer die skrifte daarvoor het nie, moet julle vir my vra, dan sal ek dit vir julle gee. Maar, en is ook Jesus wat verskyn aan Joshua. Amen. Maar nou kom Jesus in die Nuwe Testament en hy identifiseer homself as ek is. Ja. I am the bread of life. Ek is die brood van die lewe. Ek is die goeie herder. Ek is die deur. So elke keer wat hy dit sê, sê hy I am. Ja. Né? So hy regtig die Bybel identifiseer God of Jesus dan nou hom met die ek is. Né? En
as jy gaan kyk in Johannes 8 vers 58, dan staan daar verskriklik mooi in die Engels geskryf. Hy sê, verily, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Ja. Met ander, voordat Abraham nog gebore was, ek is toe alreeds. Nou, en julle moet onthou, dit is hoekom die Jode hom wou stenig. Want die oomblik wat hy geklaim het dat hy die ek is, het hy geklaim dat hy die God van die skepping was. Ja. En daarom wou hy hom doodmaak, want hulle kon nie aanvaar dat 'n mens kon sê, ek is God nie. Want dit is wat die I am beteken het, né? En dit is hoekom as jy gaan kyk na die gedeelte toe Jesus gekruisig geword, toe hom ontvang het, né? Die Bybel sê, dat Jesus het gesê, wie soek julle? En toe hulle hom sê, toe sê hy, I am. En toe hy sê, I am, toe val hulle almal op die grond neer. Amen. Nou ek wil vir julle lees, Johannes 18 vers 4 tot 6 sê, Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they replied, I am he, Jesus said. And Judas the traitor was standing there with them. And when Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Nou wat baie interessant is dat die he kom nie voor in die Hebreëus nie. Daar staan net I am. En ek gaan vir julle wys, julle sal sien dat die Complete Jewish Bible vertaal hom reg. Hy sê, and he said to them, I am. Also standing with them was Judah, when Judas was, the one who was betraying him. And when he said, I am, they went backwards from him and fell to the ground. So die oomblik toe hy sê, I am, toe identifiseer hy homself met I am. Wat die naam was wat hy by die brandende bos vir Moses gegee het. Ja, hier sê hy, dit is ek. Wat verkeerd is. Ja. Ja, maar hulle het dit so vertaal dat dit net beter lees, Ja. maar Ja, hulle ja. dit gedoen het. So met ander woorde, as jy gaan kyk, sê julle sien, en selfs toe hulle hom wou gevange neem, toe vra Jesus hulle, wie soek julle? En toe antwoord hy, ek is. Maar nie ek is hy nie, net ek is. Ja. Hulle vertaal dit maar net so dat dit vir ons makliker leesbaar is. Dis die enigste Maar dit plek verloor waar krag mense- dan tannie. Ekskuus, Dit verloor krag as hulle dit so vertaal. Natuurlik. Dis die enigste plek in die Bybel waar mense agteroorval in die teenwoordigheid van God. Ja. As jy gaan kyk, En hulle was nie goed nie. Ja. As jy gaan kyk na die Complete Jewish Bible, soos ek hom hier vir julle gegee het, dan vertaal hulle hom reg. En hulle sê I am. Dis nie net hulle regtig agteruit gegaan is. Dan is ons net weer backward. Ja, agteruit From gestyl. fell to the ground. Jy kan dit twee teruggee. En val, voorval. Ja, hulle sê hier in hierdie Bybel sê hulle het agteroorgeval. Nee, die Hebreëus sê ook agteroor. Ja, hulle het agteroor, maar dis die enigste plek wat ek weet in die Bybel wat iemand in die teenwoordigheid van God, en jy moet onthou nou, die Ou Testament is Jesus die hele Ou Testament vol. Dis die enigste plek wat mense agteroorgeval in die teenwoordigheid van die God. Al die ander het op hulle aangesig. Ja, nêrens anders is daar agteroor geval. En dit is waar die slynende spirit ding inkom. Ja. Dus dan van nêrens is daar 'n slynende spirit wat jy agteroor moet val in die Bybel. Nee, dit is As jy val in die teenwoordigheid van God, val jy op jou waar anders. jy voor. Dis reg. Okay, so dit is nogal belangrik. So die eerste deel van God se antwoord het gegaan oor wie God dan nou was, en dan kom hy verder en hy sê wat God gaan doen. Amen. Nou, ek wil nou nie daai hele preek herhaal nie, maar dit was net so belangrik dat ons dit kan verstaan. So die hele ding gaan nie oor die feit dat hy nou vir hom verduidelik wie hy is. God verduidelik nou vir Moses wie hy is, en dan verduidelik hy vir hom sy plan, en hy sê, die belofte wat ek gemaak het aan jou voorouers, gaan nou tot vervulling kom, né? En ek wil nou nie te veel tyd aan dit spandeer nie, van dit vat vir heeltemal te lank. Maar interessant ook dat as ons gaan kyk na vers 15, dan die Hebreëse woord Yahweh wat daar gebruik word vertaal met die Here, né? En dit is ek is wat ek is, soos wat ek vir julle gesê het.
Maar as jy in vers 15 gaan kyk, dan sê hy, sê vir hulle, hy wat hy is, het jou gestuur. Ja. So dis nie 'n ander tens, maar dit is presies dieselfde ding. OK, ek gaan nou nie lank daarby stil staan nie. Waarby ek wil kom, ek wil net gou hier verbygaan, want ek dink nie is nodig dat ons te veel daaroor praat nie. Ek wil net terugkom na die 2 vrae toe. Met ander woorde, God, Moses vra, wie is ek en wie is u? Dit was die 2 vrae gewees. Nou, en dan het ek julle gesê dat hierdie is basies soos 'n Damaskus ervaring. Wat gebeur hier? God roep vir Moses en van hierdie oomblik af wat hy hom roep, verander Moses se lewe in totaliteit. Vandat hy Jesus ontmoet hier, dis soos Paulus wat God ontmoet het Amen. by Damaskus. Sy lewe is anders. Skielik ken hy God, skielik ken hy sy stem, né? Alles en niks is ooit weer dieselfde. En soos dit met my en jou, die oomblik wat ek my teen God vasloop, is niks weer dieselfde. Kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. En hy het nie die Heilige Gees met mate ontvang. Dit kom. Moses het die Heilige Gees in sy volle krag, Ou Testamentiese krag ontvang. Want God het van dit wat op hom was, afgehaal en ondergelê. Ek dink dis die verskil. Dit is daai glans wat hy gedra het, omdat hy die Heilige Toe hy Gees van die berg af gekom het. Verseker. OK, so kom ons kom terug na die sandale ding toe. Ek wou net hierdie as agtergrond vir julle gee, dat julle nou weet waar ons nou vandaan kom. So, die eerste plek het God vir hom gesê, of het Jesus vir hom gesê, moenie nader kom nie. Hoekom nie? Want hy was nog vol sonde gewees. En sy sondigheid kon nie in God se teenwoordigheid kom. En toe sê hy vir hom, maar trek uit jou sandale, van die plek waarop jy staan is heilige grond. En dis my baie belangrike gedeelte. So, hou dit net in julle agterkop, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Nou, ek het vir julle gesê, daar's 2 plekke in die Bybel, waar jy hierdie ding kry van trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. Ne? En die tweede plek kry ons in Josua 5. Nou, ek weet nie of julle die geleentheid onthou in Josua 5 nie. Dit is die gedeelte by Jerigo, waar Josua die bevelvoerder was van die die Israeliese leer. En ek wil vir julle lees, vers 13 sê Josua 5. Josua was in die omgewing van Jerigo, toe hy skielik 'n man voor hom sien staan met 'n swaard in sy hand. En Josua het hom toe begin en hom gevra, is jy ons vriend of ons vyand? Sien julle, dit lyk soos 'n man. Hy lyk so. Hy vra van hierdie man met die soldaat, is jy ons vriend of is jy ons vyand? En vers 14 sê nie een nie, sê die man. Ek is die aanvoerder van die hemelse leer. Ek is nou hier vir julle. En Josua het op die grond neergeval in aanbidding en hy vra vir die man, wat wil meneer vir sy dienaar sê? En die leeraanvoerder van die Here sê, sy mag sê toe vir Josua, trek uit jou skoene, jy staan op 'n heilige plek en Josua het so gemaak. Ekskuus, kan ek gou vra? Ja, Dis nie God wat praat nie. dis Jesus wat praat. Dis Jesus. Want Jesus is die aanvoerder van die hemelse leer. Ja. Okay, dis nie 'n engel, dis Hy is word Jesus genoem en Jesus self wat praat. Want Ek het 'n nou die engel dag sal dat ek nooit het sê gelees. dis heilige grond waarop jy Ja, staan. die engel van God verduidelik vir hom 'n bietjie ook net Ja. vinnig die engel van God. Ja, in die Ou Testament as hulle verwys na die engel van God, verwys hulle na Jesus. Jesus. Okay. So hier kry ons die geval waar Jesus dan, onthou by vorige Bybelstudie het ek vir hulle verduidelik dat Jesus was die aanvoerder van die leer, onthou? Amen. Die Here van die leerskare, onthou julle? Ons het daai hele Bybelstudie gedoen. OK. So hier kom Josua en hy sien vir Jesus, maar nie in 'n brandende bos nie. Hy kan hom fisies sien en hy sê vir hom, ek is hier vir julle. Maar trek uit jou skoene want jy is op heilige grond. Nou dis die enigste 2 plekke in die Bybel waar Jesus verskyn en sê trek uit jou skoene, jy is op heilige grond. En dit is vir my waar die kern van wat ek vir julle wil leer vanaand inkom. Ek wil julle net wys wat sê die Classic Amplified. Hy sê, and when Joshua was by Jericho, he looked up and behold a man, en sien julle, hulle skryf man met 'n hoofletter. A man stood near him with his drawn sword in his hand. En hier sit weer 'n hoofletter, sien julle dit?
And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? And he said, No, neither. But as prince of the Lord's host have I now come. And Joshua fell on his face, sien julle, hy val vooroor, to the earth and worshipped and said to him, What says my Lord to his servant? Sien julle, jy kan op in die duidelike kry. Die Afrikaans kan jy nog redeneer. Ja, jy verloor hom bietjie. Ja. Jy sê, maar hier sê hy dit, hy sê, What says my Lord to his servant? Dan sê vers 15, And the prince of the Lord host said to Joshua, Loose your shoes from off your feet, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. So hier kan julle baie duidelik sien, uit elke keer die hoofletter in, hy praat baie duidelik hier, What says my Lord to his servant? Joshua val meer na aanbidding. Hy sou dit nie gedoen het as dit 'n engel was nie. Amen. Dan hulle sou nie dit aanbid het nie. Nou oké, as ons nou verder gaan, sal ek nou sê, kom ons kom nou by die kern van vanaand se vraag. Waarom moes Moses en Joshua dan nou hulle skoene uitgetrek het in die teenwoordigheid van Jesus? Wat was nou so belangrik? Hoekom dan? Want op geen ander plek kry ons dit nie. Nou ek het hier geskryf, Moses besef nie in die begin dat hy 'n afstand tussen God vereis nie. Ek het nou net met julle daaroor gepraat. Want Moses se sonde kan nou nie in die teenwoordigheid van God gekom het. Ons het daaroor gepraat. Maar die tweede opdrag was, trek uit jou skoene. Okay? Nou moet julle onthou. En dit was vir my 'n groot openbaring toe ek hierdie ding raak lees, né? Onthou die mens is uit stof uitgemaak. En Jesus het die mens uit stof uitgemaak. Onthou julle dit? Van Johannes 1 vers 3 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan sê vers 3, en alles het deur hom ontstaan, en sonder hom, hy verwys na die woord wat Jesus is, het nie een ding wat bestaan ontstaan. So Jesus het die mens gevorm uit die grond uit. Amen. Kijk, julle is met my. Kijk. Nou, the footprints of Moses was created by God or by Jesus, implying God's authority over him. But the shoes were man-made. God demands unity between the created foot and the dust from which it was created. Ja, beautiful. Dan het God dit vir ons geplek. Sy voete is Want van hy is stof Pragtig, ja. Dis nou net, daar kon nie iets tussen die tussen God se creation en die creation, die creation wat So is skoene bring skeiding. Die skoene Bring skeiding. bring skeiding tussen die grond wat Jesus gebruik het om die voete te maak. En dis ook maar gesê, trek dit uit want ek wil die unity terug hê tussen die grond en jou. Amen. Om aan jou te demonstreer dat ek jou creator is. Is dit nie verskriklik mooi nie? Dit was vir my soos 'n wow. Dis Nou, okay. Tannie, mag ek sê, dan maak dit sin as hulle sê, as jy soos overwhelmed is en jy voel af en alles, moet jy kaalvoet op die gras gaan loop. Ja, sy is wie sê. want dit is daai dis nie dat jy met Mother Earth connect nie. Ja. Ja, Soos wat hulle sê. Ja, Dit is kopklap dit is kry. dat jy unity kry met die grond action. Maar daar het hulle ook dit gevat en dit lelik gemaak. Ja. Onthou net die duiwel vat alles en hy Infiltrate en counterfeit. niks sal jou skei van die liefde nie. Sy moes sy skoene uittrek. Want op daai stadium was 'n mensgemaakte sondige, niks wat ek en jy maak is goed genoeg vir God nie. En daar was 'n mensgemaakte skoen tussen die koneksie op daardie oomblik. En dit was in elk geval dooie vel. Dit was in elk geval dooie vel. Dit was in elk geval dooie vel. So nothing of human origin would be considered acceptable in the presence of such a place where you are standing on holy ground. Nou, sommer net 'n interessante feit is dat hierdie woord wat gebruik word vir holy ground, kom voor waar God dan nou die skepping gedoen het en by die 7de dag toe hy die Sabbat geheilig het,
Daar kom die woord die eerste keer voor. En dan 2.500 jaar later, hier, kry ons heilige grond vir die tweede keer in die Bybel. Niks tussenin. Wat by Moses. Ja, niks tussenin was die heilige grond nie. En dan skielik van hier af, kry ons dit iets so 640 keer. Maar tot hier waar Jesus die heilige grond openbaar, tot daar is daar nie heilige grond nie. Ok. Nou wat baie interessant is, as jy nou gaan lees in Exodus 20, dan kry ons hierdie selfe beginsel. God gee vir die Israeliete 'n opdrag om 'n altaar te bou. En hy sê vir hulle, an altar of earth you shall make to me, and sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record my name and cause it to be remembered, I will come to you and bless you. And if you will make me an altar of stone, you shall not build it of used stone. For if you lift up a tool upon it, you have polluted it. Wanneer God sê, as julle vir my 'n altaar bou, mag julle nie 'n klip gebruik wat julle met een of ander tool mee dit moet Ja, jy mag hom nie original kap nie. wees. Verstaan, dit moet nie gekap wees nie. Die Afrikaans sê dit baie mooi, hy sê, as julle dan 'n altaar van klip vir my wil bou, mag julle net natuurlike klip gebruik. As julle dit met gereedskap sou bewerk, sal dit nie meer vir my aanvaarbaar wees. Van dan het daar 'n mensgemaakte iets ingekom, wat die heiligheid wegvat. Amen. Maak dit vir jou maar, ja. Totaal. Okay. Nou, as die mense poging saam met God se heiligheid geplaas word, dan kan slegs besoedeling plaasvind. Want niks wat ek uit myself uit doen, is goed genoeg vir God se teenwoordigheid nie, want dit is besoedel deur sonde. Maar die oomblik as ek toelaat dat God iets deur my doen, dan is dit heilig en aanvaarbaar voor God. Amen. En dis hoekom die Bybel sê ons werke gaan deur vuur getoets word. Dit wat ek in my eie krag gedoen het, Gaan wegbrand. gaan niks beteken nie. Ons is kaf in die wind wees, gaan wegbrand, gaan... Van daar's met human tools in, wil ek amper sê. En dit is hoekom dit help nie jy werk om saligheid te verdien nie. Van niks 'n werk wat jy doen kan verdien nie. Julle verstaan wat ek vind probeer sê. Ek het hier gekry, God calls, God sanctifies and God glorifies. The process of holiness is by God alone. Jy kan niks doen om jou heilig te maak nie. Daarom sê God, trek uit jou skoene. Dit is nie goed genoeg vir my nie. Okay. Nou, ek het hier geskryf, wanneer twee soortgelyke gebeurtenisse in die Bybel opgeteken word, is daar 'n baie belangrike rede voor. En nou kom ons by die interessante gedeelte. Ek het gesê, there might be a conflict between the two, but they will always confirm something. As daar twee van hierdie goed gebeur, so trek uit jou skoene, dan is daar 'n profetiese woord ergens gelink, en ons moet dit kan verstaan. Nou ons moet onthou dat die eerste ene gebeur voordat Israel uitgelei word uit Egipte. Before they were delivered. Ja. Die tweede gebeur nadat hulle gedeliver was en hulle op pad was na die beloofde land. Stem julle met my saam? Ja. Ja. Ok, dis belangrik. Nou ons moet onthou dat God, ek het hier geskryf, is 'n covenant keeping law. Met ander woorde, hy hou sy verbond. As hy vir jou iets gesê het, gaan hy dit doen. Nou die eerste een was buitekant Kanaan gedoen, en die tweede een was in Kanaan gedoen. Amen. Is julle nog met my? Kyk, net hier met die prentjie sien. So, die eerste ene kon Moses nie vir Jesus sien nie. Dit was 'n brandende bos en daar was 'n stem wat uitgekom het. Nou, die tweede keer het Josua wel vir Jesus gesien. Want hy kon hierdie soldaat sien en hy kon die swaard gesien het. Nou, en onthou die Bybel sê die woord van God
het mens geword. Amen. Dit was eers net die woord en later het dit mens geword. Hier kry ons in die bos net die woord en by Josua kry ons dat hy mens geword het. Sien jy daai Ja, die lied. daai beeld? Nee. Ja. OK. Maar as ook 'n tweede profetiese betekenis. Die eerste ene vind ons dat hier gaan dit oor die giver of the law. Met ander woorde, God gee die wette. Hy sê vir Moses wat hy moet doen. Die tweede keer word hy die defender, Ja, die verdediger. want hy verdedig nou hierdie ding, né? Want die Bybel sê vir ons Jesus is die vervuller van die wet. OK? En dit bring ons nou by wat ek nou vreeslik opgewonde is. En dit is dat hierdie twee geleenthede is 'n profetiese vooruitwysing van die eerste en die tweede koms van Jesus Christus. Jo. En nou gaan ek julle vertel hoe. En dit is wat vir my so interessant was. Sê vir my julle dit al raak gesien. Ja, dit nie. Die eerste koms met Moses is Moses a human giver of instructions and the redeemer of his people. Yes. Ek verstaan jy nou? Dit Moses Christus kom, die eerste koms, ja. Met die wegraap en alles, ja. Nee, Eerste die, koms, die tweede koms is die ja, die eerste koms, Van die McLaren. human giver and instructor and the redeemer of his people. Ja, Toe Jesus die eerste keer gekom het, wat was hy? Ja, presies. Hy het hom die instruksies gegee en hy was die redeemer van sy people. Want hy het aan die kruis gesterf het, toe hy die eerste keer gekom het. Okay. En hy het gekom as 'n human aarde, soos wat Moses 'n mens, soos wat Moses 'n mens was, wat die instruksies namens God moes kom gee, het Jesus 'n mens geword en die instruksies gekom en hy, soos wat Moses hulle uitgelei het in die beloofde land uit, lei Jesus ons uit gevangenskap, uit bondage, uit die goed, uit na die beloofde land. Sien julle dit? Maar as ons nou by die tweede koms kom, dan die tweede koms, Jesus will come as the Lord of hosts to take his people to the promised land. Wat gebeur met die wederkoms? Onthou die wegraping is daar, maar Jesus kom nie aarde toe met die wegraping nie. So met die wederkoms, wat kom hy doen? Hy kom as die soldaat, as die Lord of hosts, Ja, met die swaard, en hy kom lei sy mense, hy voer sy leer aan, en hy lei ons in die beloofde land in. Want ons gaan fisies vir 1000 jaar ja, in die beloofde land. hy het dit beloof. Hy het dit beloof. Ja. En nie net vir 1000 jaar nie, vir ewig. Ja, maar voorlopig Ja, op die ja, aarde. 1000 jaar Ja. verder uit. Nee. Ja, Maar sien julle die ooreenkoms? ja. Die eerste keer kry ons van Moses op die berg, jy sien nie Jesus nie, dis net die stem. En deur Moses gee hy die opdragte en Moses is as die human redeemer wat hulle uitlei. So kom Jesus met sy eerste koms, hy is die human redeemer, alhoewel hy God was hy die human redeemer van hy het mens geword. En hy, Stem met hemel gesê, dit is nie te sien in die geval. amen. Ja. En met die tweede koms kom hy, soos met Joshua, waar almal hom sien, met sy swaard, en hy lei ons in die beloofde land. Ouens, dit was vir my awesome. Dit is Ek weet nie vir julle nie. Ja. Ek sê, Moses was the human giver of instructions and the redeemer of the people, and Joshua was the human commander of the armies of Israel who led the people into the promised land. En jy vir ons hierdie goed op die groepie sit nie. Jou notas. Ek kan net die nota sit, want ek kon nou nie Ja, maar opneem dis nie. reg. Maar dit sal ek vir ons doen. En dit is my storie vir die aand. Dis fantasties. Dankie Ruben. Ja, Dit dis is fantasties. Dit is so elke woord van God het 'n betekenis dieper. Ja. Verder. Hey, dis baie. Is dit nie amazing? Dis amazing. Dis amazing. Dit was vir my so amazing toe ek dit raak sien. En dit het my oopgegaan dat ek gedink het ek moet dit met julle deel. Want ek weet nie of julle dit al voorheen gehoor het nie. Maar dit was net vir my so kosbaar om te besef dat die trek uit jou skoene, jy is op heilige grond, verwys eintlik dat God is besig met 'n openbaring. Hy is besig om in unity te connect met Moses en met Joshua. En dis ek wil vir jou iets gee wat 'n profetiese betekenis het
vir alle geslagte wat nog kom vorentoe, maar ek kan dit nie met jou deel nie, want daar's 'n skoen tussen my en jou. Jy trek uit die skoen dat ek kan in unity connect met jou en dat ek hierdie profesie vir jou kan gee. Dit is nie fenomenaal nie. Ja, man.